Goeiemôre Cherry kykers, hoop het gaan goed daar by julle. Welkom by Cherry Chats. Ons het vandag bietjie syde toe gekom, hier onder die Noutedam. En ons het bietjie vir Skaap kom kuier op die projek. Is ons tegniese bestuurder, hy kyk het als die seepgat loop in die manne job, so ja. Skaap, sê gou vir my bietjie, geef ons 'n algehele oorsig van wat gaan ons hier doen? Hoeveel hektaar is die projek? En hoe lang dink jy gaan dit ons min of meer vat? Môre julle, ek is Skaap, die van julle wat my ken, is die pivotman. Ons is hier besig met so 260 hektaar se spulpunte. Ons het omtrent so, ek beoog om so onder 'n maand met die spulpunte klaar te wees. Die slote het so 'n bietjie verspoel met daai lekker reën wat ons gehad het. So hulle gaan 'n bietjie aandag nodig hê voordat ons met die pyplyne kan begin. Die pyplyne sal so ongeveer plus minus so 8 km wees. Ek wil ook kyk of ons dit ook binne 30 dae of so kan klaar kry. Daar is nogal taamlik werk wat voor lê, maar ek sien nogal uit vir dit wat voor lê. Ons het 'n paar goedjies wat in die noorde ook kop uitsteek en hier in die suide, so ons is maar taamlik die land vol. Ons ry nogal taamlik links en regs en ja. Sê gou vir my, wat se grootte PVC gaan ons min of meer hiermee werk? Hier gaan ons lyne van 'n 500. So ons het nou, wat nou hier lê, is daar 400, 3,5, 250 en 200 mils. Natuurlik by die waterbron begin ons nou met die groter pype. Dis waar ons nou met die 500's gaan begin. Hulle is nog op pad en dan skaal die pyplyne af tot by die laaste spulpunt. Maar die eerste klomp sal definitief die groter pyplyne kry. En ja, Soos julle hier kan sien, hierdie is die container waarin al die kleiner goed wat maklik wegraak op so groot site gedoen word, van die kleinste boutjies en moere, groot sakke boute en moere, kabels, gaskets, kabels op die spulpunte, dit raak graag weg op 'n site soos die, couplings, al die center drives wat op die basebeams moet kom vir die wiele. Hierdie bokse is al spuite en ja, soos julle kan sien, hier is 'n redelike klompie materiaal binne in die container. Hier lê ook 'n berg spuite. So ja, julle moet nou maar uitkyk vir wat gaan vorentoe gebeur. Skaap, ons tegnikus, sal vir julle op hoogte hou soos ons gaan. Maar ja, ek dink hierdie is 'n baie interessante projek. So watch the space. So Skaap, verduidelik gou vir ons, ek en jy weet dit nou, maar verduidelik bietjie vir die kykers, hoe gaan die spulpunte, hoe lyk ons struktuur, wat so grootte is die spulpunte, daai klas van dinge. kyk hier werk ons met vier spanne met 'n vol oorhang. So ons eerste spanne is 165 pyp. Dit is sodat ons met 'n laer druk kan inkom om die vloei te handhaaf wat ons nodig het oor die hele masjien. So ons eerste 3 torings is 165's. Hulle is 60.5 meter lank per toring. Al 4 torings is 60.5, maar op die laaste toring kom ons af na 127 toe. Dit het alles met koste-effektiwiteit en die besproeiing te doen in die opsig van kragbesparing, want ons wil soveel as moontlik vloei hê met 'n laer druk. So ons kan op 1.8 2 bar gemaklik 15 mm in 24 uur neersit. So bly ingeskakel. Ek sal julle op hoogte hou met foto's en video's. En stop gerus as julle ons voertuie langs die pad kry. Ons is vriendelike mense, kom groet ons, praat met ons en sien julle vorentoe. Okay, julle vasbyt en lus lyk, ons het werk om te doen. Hierdie projek gaan nie homself klaarmaak nie. Cheers.